Goeienaand almal. Is bly almal is hier in die winter, lekker snoesig. En ons gaan praat vanaand oor 'n ding wat 'n groot skrif is wat blyk baie ek wil amper sê dissiplinerend geskryf is. Dit is dalk, maar daar's 'n kant daarvan wat ek wil oopmaak vanaand en dit koppel aan 'n paar ander goeters wat vir my baie ek wil nie sê dissiplinerend nie, is nie die regte woord nie, maar dis 'n dinamiese skrif, dis 'n skrif met impak. Dis 'n skrif wat baie meer sê as wat ons lees, is wat ons sien. Ehm maar goed, ons sal nou daarby kom. Kom ons bid net. Vader, in Jesus naam bid ons vanaand. Hierdie program is die program Heilige Gees. U is welkom hier. Laat U salwing op die bediening, die woord rus. Ek bid dat U woord bevestig met wonders en tekens. As daar iemand is wat hierna luister of kyk, wanneer ook al, dat die krag van God, die salwing van God, hom en haar in hulle behoeftes sal ontmoet, sodat die naam van die Here verheerlik word, sodat elkeen kan sien, ons dien 'n lewendige God, en almal God sal verheerlik, en kan sê, God alleen kon dit doen. Bid dat U die woord oopbreek, die waarhede, dat U vir ons leer om die woord te verstaan, die diep dinge van die woord. In Jesus naam, vat gesag oor elke gedagte, elke gedagte neem ons gevange, tot U gehoorsaamheid, Here, in Jesus naam, ons bind elke mag, wat hom verset teen die kennis van God, bind jou, breek jou werke oor hierdie program, en die heerlikheid van God sal gesien word in Jesus naam. Amen. Julle het miskien op die groepie gesien, ons praat oor die skrif wat sê, quench not the spirit. Daar is meer as een skrifgie wat ek hier gaan koppel aan, en ek dink dit is belangrik dat ons verstaan, wat beteken quench not the spirit. Nou die rede hoekom ons hierdie goeters oopmaak en oopbreek, ek sê altyd, as jy verstaan wat God se hart was, sy bedoeling was met iets, dan kan jy inval daarby, en kan jy geestelik effektief lewe, en die Here kan jou gebruik soos wat hy wil, en deurbrake kom makliker, um, en die heerlikheid van God kan gesien word in jou lewe, deur jou lewe, en ander mense kan geraak word. En quench not the spirit is geen uitsondering nie, maar goed, kom ons maak so, ons begin by 1 Tessalonisense 5 vers 19. En daai skrifgie sê, do not quench the spirit. In die Aramees sê hy, blus die gees nie uit nie. Blus die gees nie uit nie. Quench not the spirit is a word for whoever reads the word of God, lives the word of God, has the Spirit of God inside of him or her. Blus die gees nie uit nie, kan nie gebeur tussen, ofwel, ek dink nie dit kan gebeur tussen iemand wat God nie dien nie, en die gees van die Here nie. Want hy of sy is in elk geval verwyderd. Daar's in elk geval 'n kloof tussen so 'n persoon en die gees van God. Maar blus die gees nie uit nie, is geskryf vir die kind van God. Die Passion lees, never restrain or put out the fire of the Holy Spirit. Put out the fire where? Put out the fire inside you. Nou ek luister na 'n stuk van Reinhard Bonker, en hy sê, God's fire is not what drives you or keeps you or motivates you or moves you. God's fire is not
It's not for God to keep the fire going. Dis wat hy eintlik gesê het. It is for me, en hy het gepraat van homself. It is for me to keep the fire of God going. En dis wat hierdie skrifgie sê. As hy sê in vers 19, do not quench the spirit. Nou in die Hebreëus praat hierdie woord quench, praat van om uit te sit, dood te maak, 'n einde aan te bring soos aan 'n klam waar jy vuur maak. Met ander woorde, 'n aksie wat jy neem om daai vlam op dood te maak, om daai vuur op 'n einde te bring, om dit te blus. Die vuur is daar en 'n aksie van die een wat die vuur dra word geloods om die vuur dood te maak. In other words, wat Paulus skryf, when he writes to the Thessalonians, now in this case, there was a whole mixture of people of Greek and Jews. There were a whole bunch of Greeks and Jews together. Thessalonica is in the modern Greece. All right. So we know that Paul had a ministry for the Greek or for the heathens, so to speak. En daar het mense tot bekering gekom, Grieke en Jode. En hy skryf vir albei van hulle. Hoekom albei? Want daar's nie onderskeid nie. En hy sê, blus die gees nie uit nie. Met ander woorde, wat hy net sowel kon gesê het is, julle het die vuur van die gees ontvang. Moenie dit blus nie. Moenie dit verloor nie. Moenie laat dit op 'n einde kom nie. En hy het hierdie brief geskryf vir 'n gemeente waar 'n klomp mense tot die waarheid gekom het, tot bekering gekom het. En Paulus is besig om hulle te leer. En ons is dikwels geneig om te sê, ek het nie iets om te gee nie, of ek is nie geroep nie. Ons moet vanaand diferensieer tussen gawes en die gawe van God, wat die gees van God was. Okay? Die gees van God is vir elke wedergeborene gegee. En dit kom met 'n vuur. En as jy 'n vuur aanwakker, dan brand hy al hoe meer. So, Paulus sê, julle het nou tot die waarheid gekom. 'n vuur is in julle aangesteek, die vuur van die gees van God. Moenie dat dit geblus word nie. Moenie dit blus nie. Met ander woorde wat hy sê, do not do something that will cause you to quench this fire. Hoekom? Want hierdie is 'n gawe van God. Dis nie die gawes nie. Dis 'n geskenk van God. Dis die ding wat jou geestelik aanvuur om in die dag wanneer jy jou uitdagings in die oë kyk, staande te bly, vorentoe te gaan, suksesvol te wees, deurbrake te bring, want uitdagings sal uitdagings wees. Nou sê Paulus, jy het hierdie vuur nodig. Hy kon net sowel gesê het, dieselfde bose een wat Adam en Eva, toe alles mooi vir hulle gegee was, versoek het, om dit wat God se wens was, se droom was, op 'n einde te bring, sal by jou ook 'n draai maak. Moenie die vuur blus nie, jy gaan dit nodig kry. Nie net om staande te bly nie. Hierdie skrifgie praat baie wyer as net versoekinge weerstaan. Ons sal daarby kom, dit praat van jou bediening, dit verwys na goed wat God op die ou einde van die dag wil regkry in jou lewe. So, wanneer jy tot wedergebore kom, plant die gees van die Here, hy kom met 'n vuur. Hy is die vuur, die geestelike vuur van God. Hy kom as 'n pakket.
word hy vir jou gegee. Bewaar hom, moenie hierdie vuur blus nie. Want as jy hom geblus het, is dit moeilik om hom terug te kry. Alright. 1 Korintiërs 2, 2 vers 9. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor has it entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love him. Listen, can you think what God had in mind for Adam and Eve? Can you think what he had in mind for mankind? We'll never know. But that is how God is. He gives you something and he tells you, protect it, keep it. Soos wat hy vir Adam gesê het. Hy sit hulle in die tuin toe sê hy. Die engel sê, keep the garden. Bewaar dit. God kom nie by ons en hy sê, hoorie, as jy hierdie tuin bewaar, gee ek jou dit en ek gee jou dat nie. Hy soek net my en jou se oorgegewenheid. He's only looking for our surrenderance. He has got a lot more in mind than what we think. So when the Holy Ghost comes and lives inside of you with rebirth, he brings his fire because he's got a plan for you. So Paul says, don't quench this fire. You don't know what God has got in store. It's the same with Samson. It was the same with Saul. Soveel so dat die Here vir Saul gesê het, as jy gehoorsaam was, het ek jou koninkryk vir ewig bevestig. Toe hy hom gesalf het, het hy dit nie vir hom gesê nie. En dit is ons probleem. Ons blus dikwels die vuur van die Gees van God in ons lewens. Want ons weet nie, ons sien nie vooruit nie. Maar dat daar 'n vooruitsig is en 'n plan van God is vir my en jou lewe, waar hierdie vuur nodig is a guarantee. It's a guarantee. God always ends better than what he starts. David says in Psalm 139, U het my gevorm voor my moeder skoot. Dan sê hy, how beautiful are your thoughts. You have beautifully woven me. Now, God has got a much bigger plan for you. No matter what your age is, don't try to look for it. Just don't quench the fire of the Holy Ghost. The plan of God will come into fulfillment based on your and my obedience. He doesn't owe us. He doesn't need to tell us up front. Revelation will come. And this scripture says, we do not know what his plans are. Eye has not seen, nor ear heard, or anything entered into the heart of man, the things of God that is prepared for those that love him. This does not only refer to heaven. Paul wrote this for people on earth. And he said, do not quench the Spirit. Because the Holy Ghost is an integral part of this, that our eyes have not seen, our ears have not heard. Everything that God does on this earth is done by the power and anointing of the Holy Ghost. All that he needs is an obedient, surrendered channel. Maar jy sien, ons wil met ons kortsigtigheid God se plan vir hom bepaal. It ain't work like that. Dan sê hy, kom ons gaan net in vers 7. But we speak the wisdom of God in a mystery. God has hidden, which God has hidden, predetermining it before the world for our glory. Don't tell me God has not got a plan for you and me. No way. It says there's something in God's wisdom
in which is to us a mystery still. He has hidden it, but it is predestined before, according to Psalm 139, in my mother's womb. God already predestined it for me and you, for your glory. Understand correctly. Not to steal God's glory. Remember, Moses said to God, let me see your glory. God said to him, can stand on the rock, for our glory is a glory in which we partake, of which we are participants and partakers in Jesus with the fire of the Holy Ghost. And then he says in verse 10, but God has revealed them to us by his Spirit, for the Spirit searches all things, the deep things of God. And that comes as we live, as we walk this path with God in obedience and surrenderance. Right. 1 Corinthians 2:16. I think this topic you can talk about for months. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Listen, there is a big revelation in here. Paul says to the Thessalonians, do not quench the Holy Ghost. He writes in Corinth, in the book of 1 Corinthians, what we've just read, there are some things that God has hidden for us. It's kept a mystery, and he will reveal it as time goes. And it is for us to participate in this glory. And then he says, who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. You know what? Christ was a surrendered servant unto the Father. And if Christ has got, if Christ is a surrendered servant, obedient to the last day, and he enjoyed the glory of God in fulfilling his ministry, and the Bible says, don't quench the Spirit. There are hidden things which God has predestined for you. We have the mind of Christ. It means, to have the mind of Christ means that you and I must act like him. Ons moet soos hy optree, om by die finale punt te kom, waar die heerlikheid van God, in watter opsig dit ook al vir my en jou bestem is, in ons lewens kan manifesteer. What am I trying to tell you? Hebrews 9 verse 14. It says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. That is what it means to have the mind of Christ. To be surrendered to the Holy Spirit to such a degree that we are totally surrendered, living in the guidance and in the way of the Holy Ghost. Because the Holy Spirit is the one that even helped Jesus having the right mindset to endure up to the point of crucifixion. It was the Holy Spirit that kept him standing. Die Gees van die Here het hom gehou tot op die punt van kruisiging. Dit maak nie saak hoe moeilik dit was nie. En dit is die mindset wat ons moet hê, die vlak van surrenderance, die vlak van oorgawe. Why? Because when Jesus rose, the Father came with the grand prize and he said, today I will exalt thee. Hy het dit nie vir hom gesê voordat hy uit die dood uit opgestaan het nie. Na Jesus die prys betaal het, sê Filippense, en God het hom uitermate verhoog. You see,
We want to collect the prize often before the time. The Bible says, don't quench this fire which the Holy Spirit has lit up inside of you, because there's more coming. Have the mindset that it does not matter how far or how difficult or how hard, the Holy Spirit is with you. The same one that created this fire inside of you is the one that will take you up to the point of crucifixion. Because there are certain things which God gives in his own time without telling us. And it needs the right mindset to get that which God has got in his hand for you and me. Dit het nodig dat ek en jy 'n ander mindset, die Griekse woord verduidelik daai woord, the mind of Christ, soos 'n ingesteldheid. Ons moet die ingesteldheid hê wat Jesus gehad het. En Jesus se ingesteldheid was, Lord, your will be done. Ek is oorgegee. U Gees is met my, U is met my. Ek gaan doen wat nodig is, tot by die kruis. En toe Jesus klaar gesterwe het, en in die hemel is, toe sê die Vader, vandag gaan ek jou verhoog. Nooit weer sal jy verneder word nie. Maar ek gee vir jou vandag 'n naam wat bo elke naam is, sodat al is jy hier in die hemel, jou naam op die aarde sal leef. Jou naam op die aarde wonderwerke sal bring. Jou naam op die aarde redding sal bring, because everyone that calls upon the name of the Lord shall be saved. Dit is wat ons dikwels mis when we quench the Spirit. Because quenching the Spirit takes me away from the mindset of Christ. As quench of, as the fire of the Holy Ghost in my 'n roeping is, en ons almal het 'n roeping, elke een het 'n roeping om vrugbaar te wees vir God op hierdie aarde, mense te bereik, mense die hande op te lê, warm getuienis vir God te wees, diensbaar vir God te wees, 'n effektiewe pyp, nie die reservoir of die kraan nie. En die Gees van die Here met jou wedergeboorte bring daai vuur. Soos die tyd aangaan, het ons as mens dikwels die gewoonte om vir baie dinge wat die Here deur ons wil doen, nee te sê. And slowly but surely we quench that fire. As deur Jesus die vuur wat in hom was, om sy missie op aarde te voltrek, geblus het, wat nou nie moontlik is nie, dan weet ek nie of die Vader sou sê, ek gee vir jou 'n naam bo elke naam nie. You see, ons het elkeen ons eie beloning wat ons van God sal ontvang, en ons eie heerlikheid, waarin ons sal deelneem en deel wees hier op aarde. En daarmee verwys ek na dit wat God vir jou instoor het. God het ander mense in gedagte, maar hy soek vir jou en vir my. En dis deel van die heerlikheid. Nou, saam met bekering, het daar vuur gekom. Moenie dit blus nie. Want God het ander mense in gedagte. Hy soek jou net as hierdie pyp. Sodat wanneer jy klaar is, eendag, dat hy kan sê, vandag sal ek jou verhoog na 'n vlak waar jy nog nooit was nie. Maar terwyl jy op hierdie aarde is daar sekere goed, wat deel is van my heerlikheid, waarna ek jou gaan laat deelneem. Maar die bose sal sy beste doen, om jou van dit af weg te hou, en ander mense daarvan af weg te hou. So, kom ons laat die kanaal net verstop raak, die pyp, dan maak dit nie saak hoeveel water die reservoir gee nie, dit stop daar by die verstopping. Die kraan kan oopgaan soveel as wat hy wil, daar gaan niks uitkom nie. Dis wat die bose probeer, is om die vuur van die Gees van die Here. Hoe doen hy dit? Hy doen dit op 'n klomp maniere. Ek gaan net by 'n paar verbygaan. Voor dit wil ek by Efesiërs 4 vers 12 gou stil staan. And truly he gave some to be apostles, vers 11, and some to be prophets, and some to be evangelists, and some to be pastors, and some to be teachers, for the perfecting of the saints. Okay, kom ons kry een ding onder die knie. Dis nie net die ouens met bedieninge, soos hier genoem, wat eintlik 'n roeping het nie.
Hierdie ouens is net daar om mense te leer, soos wat die Here Jesus sy disippels geleer het, okay? Maar almal het dieselfde roeping. Dan sê hy verder, for the perfecting of the saints. Alright. Met ander woorde, hier's 'n paar ouens wat die Here sekere bedieninge gegee het om die kinders van die Here in hulle roeping toe te rus. For the work of the ministry. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Elke een het 'n bediening. En sommige mense sê, my bediening is dit en my bediening is dat. Dis belangrik dat ek en jy weet wat is ons bediening, wat is ons gawes. Want dit is moontlik om die vlam of die vuur van die Gees te blus, as ons in die verkeerde rigting in hardloop. For the edifying of the body of Christ. Kom ek sê vir jou, vir elkeen van julle is daar 'n roeping in 'n bediening, want God wil die liggaam toerus. En hy het jou nodig. En om die Gees te blus, is soos om nee te sê. Of om te sê, dit kan nie wees nie. Of om te kyk, soos Lot se vrou. Of die Israeliete, na die vleispotte van Egipte. Na dit wat vleeslik lekker is. En nee, ek wil eerder ek wil eerder net geld maak en man, mag die Here elkeen seën met menigvuldige inkomste. Maar elkeen van ons se siele is gered vir die ministry. En ministry to edify the church so that you and I can do our ministry. Ek glo en ek vertrou God vanaand, as enigiemand hierna luister, wat die vuur van die Gees van die Here geblus het, dan bid ek vanaand, dat daai vuur weer vlam sal vat. But it will take a commitment, and it will take a yes from you and me. And it will take from you and me to come to report to God and say, yes sir, I'm available. Maar ek vra dat die Gees hierdie vuur aan die brand sal steek. En gaan dan terug waar die byle in die water geval het, waar ek en jy vir die eerste keer vir dit wat die Here deur ons wil doen, begin nee sê het. Alright, so I've got one or two questions. If there's no fire of the Holy Ghost, how will the church be edified? How would Israel have been saved from the Philistines if David did not arrive there with the fire of God in his heart? You see, David en Saul was nie baie ver uit mekaar gesalf nie. So ongeveer 2 jaar. Saul se koningskap het so 2 jaar gedien. Toe het hy die Gees van die Here, kom ons sê, verloor, en dit het met hom begin sleg gaan, en hy is uiteindelik dood. God het wel gesê, as jy nie gedoen het wat jy gedoen het nie, het ek jou koningskap vir ewig gevestig. Dis wat God in gedagte gehad het. Saul het dit nie besef nie. My en jou situasie is, ons het die vuur van die Gees van die Here, maar ons sien nie vooruit wat God met ons en deur ons wil doen nie. En daarom is ons dikwels of a different mindset. We adopt a mindset of unbelief, a mindset of the flesh, a mindset contrary to what God says. Luister, die Gees van die Here kom woon nie binne in my en jou met 'n vuur, net sodat ek en jy kan warm kry nie, hoor. Uit iemand anders se gedagte. Daai vuur is daar, sodat jy die Goliat kan face. En as jy nou 'n illustrasie wil hê van iemand met en sonder die vuur van die Gees van die Here, is daar amper geen beter voorbeeld as Dawid en Saul nie. Die een het dit gehad, dit verloor. Die ander een het dit gehad en dit gehou. En as jy die lewe van Dawid lees, dan sal jy agterkom as 'n paar goeders wat hierdie vuur aan die gang hou. Maar een van hulle is dat Dawid gesê het,
Lord, let my thoughts and the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to God. David was oorgegee. Maar daai vuur het vir daai mannetjie die dag voor Goliat laat staan en uit die hart en uit die mond van God uit vir hom 'n paar dinge gesê wat so gebeur het. Wat van as God jou gebruik om in 'n ander ou se lewe in te spreek en dit gebeur so? Al wat God soek is iemand wat hierdie vuur van die Gees nie blus nie. Iemand wat sal ophou sê ek kan nie. Ek weet jy kan nie, maar dis nie my en jou werk om die wonderwerk te doen nie. Dis my en jou werk om die Gees nie te blus nie en om oorgegee te wees aan die Gees van die Here en om hom te los om deur ons te werk. Hou op om die Gees, hou op om mense om God na mense toe te bring om die werk te doen. Wees beskikbaar dat God vir my en jou kan gebruik om die werk te doen wat hy wil doen deur ons. Daar's 'n verskil tussen daai twee sieninge. Nommer 1, gaan die Gees van God uitblus. Waar het hierdie hele storie begin? Van die vuur van God. En hierdie is iets wat ek op my hart gehad het, wat ek neergeskryf het en wat ek vanaand net vir julle wil gee. Wedergeboorte, we receive the Holy Spirit as a gift and a promise. And that's why I believe God is very, very serious about grieving the Holy Spirit. It's something we received as a gift. We didn't deserve it. And often that is where the devil tries to come in, is when God gives you a gift. He gives something to us for free, out of grace, and the devil comes and he tries to steal it. God gives Moses the law. He throws down the stone tables. God says, I'll give it to you again, but this time you're going to work for it. So don't quench the Spirit, because once that happened, it's sometimes more difficult to get that fire back. Not because God doesn't want to, but it's just sometimes the process of teaching us what to do and what not to do when it comes to the Holy Ghost. Rebirth, we received that promise. John 14:18 says, I will not leave you comfortless. All right? I will pray the Father and he will send you the Holy Ghost. Number 2, where did it start? We received the Holy Ghost so that we can survive. John 14:18. And John 14:18 says, Jesus said, I will not leave you comfortless. As hy ons gelos het, sonder die Gees van die Here het ons dit nooit gemaak. Right? Number 3, the Holy Ghost is here so that we can have intimacy with God. God in die tuin van Eden wou hy met Adam en Eva wandel. En die mense het dit verloor en duisende jare later, onthou, Moses het hom op 'n stadium gevra, ek wil u heerlikheid sien. Ek wil nie net sien, u is met ons nie. En Moses het 'n baie diep ding daar gesê. Dankie Here dat u met ons is, maar in hierdie verhouding is daar meer as net dat ek weet u is met my. Ek wil u heerlikheid smaak. En die Vader sê vir hom, kom staan hier op die rots. En baie jare later, na die Here Jesus gesterf het, laat hy vir my en jou in hom wedergebore raak. En sy Gees kom woon in ons en hy word hierdie bron van intimiteit met God. Alright. Number 4. Why is the Holy Ghost here? Where did it start? He is here so that there is a bond of unity. Ephesians 4 verse 3. Whenever there is division, things fall flat spiritually. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. No two people that serve God can be in union with God and with each other without the Holy Spirit. Dis die Gees van die Here wat mense saam snoer.
En as ons die gees van die Here nie weerstaan nie, dan bly die band van eenheid behoue. And you know what? In a church such as this in Thessalonica, if there was division, the church would have fallen flat. Die werk van God kan nie voortgaan in my en jou lewe as daar divisie is nie. Hoekom? Divisie tussen my en my broer of suster is so goed soos divisie tussen my en God. Number 5. Waar het dit begin? Waarna het dit aanleiding gegee? 2 Timoteus 1 vers 7. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Sound mind, the mind of Christ. Die vorige versie sê, Therefore I remind you to inflame anew the gift of God. In hierdie geval het Paulus verwys toe hy met Timoteus praat na die gawe wat God vir hom gegee het. En dit is dikwels hoe ons die gees van die Here blus, is dit wat hy vir ons gee om gebruik te word in ons dienswerk vir God, vir die koninkryk. Ons weerstaan dit. Ons is ongehoorsaam daaraan. Dan blus ons die gees van die Here uit. Ons maak hierdie vuur dood. En na verloop van tyd, dan gaan die dryf en die ywer om in hierdie bediening of gawe te opereer, gaan weg. Dan het ek die gees van die Here geblus. Paulus skryf en hy sê, I remind you to inflame anew. Dis wat Reinhard gesê het. I keep the fire of the Holy Ghost burning inside of me. How? By being surrendered and doing the will of God in my calling, in my life, in my ministry. If I have gifts, I operate in it. If I have a ministry, I operate in it. And it doesn't matter what my calling and ministry and all those things are. Ek laat nie 'n ander vuur binne in my brand nie, as die vuur van die Heilige Gees nie. Met ander woorde, ek laat nie ander begeertes 'n vuur binne in my word, sodat ek compromise en 'n ander vuur begin aanwakker binne in my nie, as die vuur van die Heilige Gees nie. Die vuur van die Heilige Gees, God se wil, God se roeping, God se gawes vir my. En daar's vir elkeen, soos ons gelees het, 'n bediening. Alright. Verse 7. For God has not given us a spirit of fear. Now, don't be afraid of your calling. That is not the Holy Ghost. Accept your calling. Accept your ministry. Take it up. He didn't give you a spirit of fear, but of power. Go to somebody that needs prayer and say, in the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, I call life, I call existence of God's operation, of God's power, of God's will. I call things to order. He gave us a spirit of power and love and a sound mind, the mindset of Christ. Weet julle wat? Die Here Jesus het vir die disippels op 'n stadium gesê. Die Here Jesus was geroepe vir hierdie aarde, ons weet dit. Toe sê hy vir sy disippels, so stuur ek julle in, gaan maak disippels, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in, hoe ook al die bewoording is. En hy sê vir hulle gaan allerlei goeders met julle wil doen, want hulle het my nie lief nie, hulle kan ook nie my gees ontvang nie, maar julle het die gawe, het die gees van God. En dan sê hy, moenie daaroor bekommer wees nie, don't have a spirit of fear, but have a spirit of power. En ek gaan dit nou in my woorde sê, and have my mindset, because I'm with you.
So, if you have to testify to somebody, if you have to tell somebody about Jesus, as jy vir iemand moet bid, do not have a spirit of fear. Want binne in jou is die gees van God. Hy is nie bang vir die situasie waarmee jy gekonfronteer is nie. Nou vat daai boldness. Rekindle that fire. And lay hands on the sick. Pray for those that need prayer. Support where there's support needed. Kom ons gaan na 2 Timoteus 1 vers 6. Waar ons nou net was. I remind you to inflame anew the gift of God, which is in you by putting in you by the putting on of my hands. Vers 8. Therefore you should not be ashamed of the testimony of our Lord. Dis natuurlik 'n manier om die vuur van die gees van die Here te blus voor breakfast. As ek en jy ons skaam vir God. We grieve the Holy Spirit. You sometimes hear people talk about God as the man upstairs and stuff like that. Dis altyd vir my iets wat ek kan nie verstaan hoe jy jouself kind van God noem. En die woord sê, die gees van God woon in ons en roep deur ons Abba Vader. En iemand noem hom die man daarbo nie. Dat laat my altyd wonder, waar is die gees van die Here regtig in daai persoon se lewe? Ek dink nie dit staan nie. But be partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his purpose. According to his purpose. You know what? According to the fire. According to the fire and the grace that was given. Kom ons gaan na punt nommer 6 toe. The Holy Spirit is the power of God. 1 Korintiërs 2 vers 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Paulus sê, moenie bevrees wees, want jy het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van krag. Nou kom hy en hy sê, my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but a demonstration of the Spirit and of power. You know what? If the Holy Spirit fire is inside of you, and we allow it to be there, there is a power inside of you that is waiting to be released. Want as jy daai hoofstuk lees, dan sien Paulus sê, ek was in swakheid, en ek was 'n mens, net soos julle. Maar ek het nie gekom om met menslike woorde vir julle die evangelie te verkondig nie. Want die gees van die Here is die een wat met my saamwerk. Die krag van God is die een wat met my saamwerk. What if next time you lay your hands on the sick, or you witness to somebody, en sy siel word gered, of hy word gesond, of hy word versterk? Ons sal nooit weet nie. Want die woord, daai woord wat ons vroeër gepraat het, het gesê, wat my en jou oë nie gesien het nie. En ons by ons hart nie opgekom het nie. Dit het God verberg vir sy kinders. En as Paulus nou kom en hy sê, ek het nie na julle gekom met mense wysheid nie, maar met die gees en met krag, dan sê hy eintlik, met dieselfde vuur wat in my is, soos dit in julle is, dis hoe ek my bediening by julle kom uitleef. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 2 vers 14. The Holy Spirit makes a difference in our lives.
But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. You and I have got the Spirit of God. The natural man, it doesn't make sense to him, because the things of the Spirit are foolishness to him. But it's the Spirit of God, the flame of the Spirit, that makes the difference in our lives. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 2 vers 16. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Okay, as ek dit vergelyk met vers 14, the natural man, the one that says, I cannot, and the spiritual man that says, I have the mind of Christ. Father, as you wish, as you want, Holy Spirit, I surrender. To have the mindset of Christ makes it possible for the Holy Spirit to take you and me as far as he took Jesus. En dit was tot by die kruisiging verby. Ek en jy moet verstaan, as die Here met ons is die krag van alle kragte met ons. Ek en jy het nie nog krag nodig na God se krag of na sy Gees se krag nie. Ek gaan afsluit hiermee. If we lose the mindset of Christ, we lose what we have discussed. If we keep the fire of the Holy Spirit going, we keep what we have discussed. And what we have discussed is 1 Corinthians 2 verse 1 to 15. En julle kan dit self gaan lees. Hier is 3 of 4 goed wat op my gees geval het, wat ek net in julle midde wil laat, voordat ons afsluit. If we quench the Spirit, I may lose my ministry. As ek die Gees van die Here bly blus. Want die Gees van die Here is daar vir my en jou om te kan funksioneer in ons roeping. Die Gees van die Here is daar om vir my en jou ywer te gee in ons roeping. Maar die oomblik wanneer ek deur ongeloof of ongehoorsaamheid of onwilligheid nee sê, dan kan dit my bediening kos. If we quench the Spirit, victory and breakthrough may also be lost. Julle weet, daar's 'n gedeelte wat praat van the spirit of might. Ons het al daaroor gepraat. Jesaja 11 vers 2 as ek dit reg het. Die Gees van die Here is op my. If we quench the Spirit, we quench the power of God in our lives. Of ons dit wil weet of nie. Die Gees van God is die bron van God se krag. If Jesus had a different mindset, one different to the one that he had, would he have died? I'm not sure. Where would it have left us? Nou op dieselfde manier wil ek nou vra. As God my en jou se siel red, vir my en jou 'n roeping, 'n bediening en gawes gee, en ons het 'n ander mindset as wat hy het oor die roeping en die gawes en die vuur van die Gees en die krag van die Gees wat hy my en jou gee, waar sal dit my en jou omgewing rondom ons en in Hebreë die wêreld gelaat het of laat? Daar is mense wat ek al gehoor het wat nee gesê het of die Gees van die Here weerstaan het of nie beskikbaar was dat God hulle moet gebruik of in diens van God wees nie. En 'n mens sal nooit weet wat kon gewees het nie, behalwe as ons eendag daarbo kom. But let me close in this. As Paulus sê, do not quench the Spirit, en dit so is dat die Here die woord inspireer, dan wil ek nou vir jou sê, daar's 'n baie groot rede vir daai stuk skrif. Do not quench the Spirit. Live a life of surrenderance.
because God's Holy Ghost has placed a fire inside of you because he has got somebody else in mind. Somebody that needs to be healed, needs to be saved, needs to be encouraged, and so forth. En ek gaan julle met hierdie gedagte laat. As die duiwel kan regkry om die vuur van die gees binne in my te blus, dan stop hy nie net my diensbaarheid nie. Hy stop ook my effektiwiteit in my eie geestelike lewe, hoor. En dis dikwels die pad wat sommige mense stap, net voordat hulle by goed soos depressie en al daai goed uitkom. Is wanneer my mindset so verander het, dat my gees so beïnvloed geword het, dat die vuur van die gees van die Here nie meer daarin brand nie. Nie meer daar is om my te bemoedig in my uitdagings nie. Nie meer daar is om my op die pad van oorwinning te hou nie. Sommige uitdagings is moeilik. En die duiwel probeer altyd om die vuur van die gees van die Here in my en jou te blus. Deur hopeloosheid, mismoedigheid, ongeloof, emosies, noem dit wat jy wil. En ons kan hierdie skrifgie vat vir meer as een ding. Vir my roeping, jou roeping, vir ons bedienings, maar ook vir my en jou se geestelike oorlewing. As jy op 'n punt kom, waar jy die vuur van die gees van die Here midde jou omstandighede blus, wetend, onwetend, is daar 'n kans dat so 'n persoon begin aftrane gaan. En dit is ons verantwoordelikheid om in geloof te staan, die woord van God na in ons harte te hou, na in ons gedagtes, dit te spreek, opbouende goed te luister, te praat, te bely, tyd met God in intimiteit te spandeer, sodat die intimiteit met die gees van die Here, die vuur van die gees van God kan aan die gang hou, sodat wanneer my uitdagende tye kom, dat ek staande kan bly. Kan ek dit bewys? Ja. Hebreërs 9 vers 14. By the eternal Spirit, Jesus gave himself as a living sacrifice. Dit was nie 'n maklike pad nie, maar die vuur van die gees van die Here, om die roeping van God te voltooi, jou geestelike verhouding en lewe met God, deur te sien en uit te sien in oorwinning. Jy benodig die vuur van die gees van God, wat by wedergeboorte daar geplant is. En as dit ooit vervaag het, het jy nodig om dit terug te bring. Amen. Voordat die opname stap, ek wil vanaand 'n gebed doen. Vir enige iemand wat hier luister, of wat selfs nie hier is nie. Wat ook al die behoefte is, as jy op 'n punt gekom het, waar jy voel die vuur van die gees van God het geblus geraak, jou mismoedigheid of jou, maak nie saak wat nie, omstandighede, uitdagings, het jy op 'n plek gekry, waar jy dalk dit verkeerd hanteer het, en dit het gemaak dat jy in mismoedigheid beland het, in wanhoop, klein geloof, ongeloof, noem dit wat jy wil, dan wil ek vanaand bid, dat die gees van die Here, daai vuur weer kom aanwakker. Maar hy het nodig, dat jy dit vat, en dit begin rekindle, to rekindle that fire and make room for it in your life. Say yes for what you have to say yes. In terms of God's calling on your life. And in terms of your relationship with God. And say no to what you have to say no for. Let's close our eyes. Father, Holy Spirit, in Jesus' name. There may be lots of people watching this between now and afterwards and whenever. I pray that by your fire, you will, by your power, come and
establish this fire of the Holy Ghost again in everybody's life. But I pray that your power and your fire will enter every man and every woman's life, spirit, mind, flesh. Bring healing inward, inner healing, deliverance, breakthrough, physical healing. Let the power of the Spirit of God show to everybody that God alone can do it in Jesus' name. And I pray, Father, if there are people with need that want to say yes tonight and want to say, Lord, I take this power by faith for my healing. I take your fire by faith to be relived inside of me. I pray in Jesus' name, Holy Spirit, let your fire enter now. Let your power enter now and change people's lives. In Jesus' name, I pray. Amen.